Môre, dis maandag die 12de Januarie en ek hoop die Here ontmoet jou vandag rustig daar waar jy sit. Dalk met 'n koppie koffie in jou hand of dalk met 'n hart wat nog besig is om jou Sondag in jou maandag in te dra. Want dit is maklik om Jesus op Sondag te hê, maar dan voel Maandag soms soos net ek en my planne. Kom ons stap vandag saam met ons Verlosser die week in. Vandag gaan ons aan in Genesis 24 vanaf vers 10 tot 14. En as jy mooi luister, hoor jy iets wat vir jou vandag brood kan wees. Waar geloof begin, begin dit nie by 'n plan nie, dit begin by gebed. Die dienaar kom nie met 'n klein taak nie, hy kom met 'n groot sending. Hy vat 10 kamele, hy dra kosbare goed en hy reis na Mesopotamië, na die stad van Nahor, Abraham se familielyn. Dit is 'n lang pad en dis 'n swaar verantwoordelikheid. En toe hy by die stad kom, is dit al amper aand. Dis die tyd wanneer die vroue normaalweg uitgaan om water te skep. Die put was die plek waar die dorp se lewe saamtrek, waar mense mekaar raakloop, waar gesprekke gebeur, waar die gewone dag se laaste werk gedoen word. En nou, kyk hoe mooi, die dienaar staan by die put, maar eintlik staan hy by 'n kruispunt. En hy kies nie eers slim woorde nie, hy kies afhanklikheid. Ons kernvers vandag is vers 12. En hy bid, Here God van Abraham, my Heer, laat ek haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham, my Heer. Daardie woord guns is belangrik. Dis nie geluk nie, dis God se hand. En die Hebreëse woord wat so mooi hierby pas, is gesed, God se goedertierendheid, sy verbondsliefde wat nie los nie. Met ander woorde, hy bid, Here, wees getrou, wys u liefde, maak 'n pad oop. En dan vra hy vir 'n teken, maar hoor mooi, dis nie 'n towerformule nie, dis 'n karaktertoets. En hy sê, as ek vra vir water, en sy antwoord nie net drink nie, maar ek sal ook jou kamele laat drink. Water vir een man is maklik, maar water vir 10 kamele, dit vat tyd, dit vat moeite, dit vat 'n hart wat nie net aan homself dink nie. En so wys God se leiding dikwels, nie deur glans nie, maar deur gewone goedheid. En nou bring dit reguit na jou maandag toe. Hier is jou brood vir hierdie week se begin. Stop, bid en kyk. Stop net 'n oomblik. Jy hoef nie vandag alles te dra soos 'n mens sonder 'n Vader nie. Bid, eerlik en eenvoudig. Here, lei my vandag. Maak my hart reg. Wys my die volgende regte stap. En kyk, dis nie net wat mooi lyk nie, maar vir wat reg is. Kyk vir vrug, kyk vir karakter, kyk vir vrede wat saamstap met gehoorsaamheid. En dit wys hierdie alles na Jesus toe. Want Jesus is nie net Here van Sondag nie, hy is die Here van Maandag ook. By die kruis het hy jou skuld gedra, sodat jy nie net beter planne kry nie, maar 'n nuwe lewe. En hy gee vir dorstige harte lewende water, sodat jou binnekant nuut kan word. En die Heilige Gees lei jou vandag, nie net om te weet wat reg is nie, maar om die krag te hê om dit te doen. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U 'n Vader is wat lei. Dankie vir U gesed, U verbondsliefde wat nie los nie. Ons bely dat ons gereeld U op Sondag eer, maar op Maandag weer net op onsself steun. Vergewe ons, Here. Dankie Jesus, dat U ons skuld gedra het en vir ons 'n nuwe pad oopgemaak het. Heilige Gees, lei ons in die waarheid en maak ons gehoorsaam in die klein dinge. Ons bid al hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat dit alleenlik in U genade wees, in die naam van Jesus. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy Jesus nog nie ken nie, kom na hom toe. Hy vergewe, hy red en hy gee 'n nuwe begin. En as jy hom ken, rus in sy genade. God is voor jou uit. Ek hoop jy het 'n geseënde Maandag.